Valdriehoek. Amen. Dis baie min wat dit glo. As jy glo jy's op die beste plek in die Valdriehoek, sê amen. Amen. Halleluja. En ek gee nie om hoeveel kerke besig is, want ek weet dit gaan oor die dood van Jesus Christus. Maar hier vanmôre het ons 'n fees in ons harte, omdat Jesus nie net gesterf het nie, maar hy lewe en hy lewe en hy lewe. Halleluja. Prys die Here. Ons het nie van ander nie het nie, ons het Jesus. Amen. Halleluja. Net so 'n paar aankondigings. So voor ons aangaan, wil jy net gou net sy plekke neem, asseblief. Wil jy nie nou al moeg maak nie. Net na afloop van die diens het ons Bobotie reis en 'n lekker slaai. Dit is Marlies se slaai, né? So julle mag Marlies se slaai kom eet, maar koop net die koek eet Bobotie by, want dit is Belinda se Bobotie. So ek moet my vrou ook dan 'n bietjie voorkeur gee, né? So en dan die studiese reis, so asseblief, kom ons ondersteun. Dis R50, as jy nie bestel het nie, daar is genoeg. So kry vir jou, en as daar nie genoeg is nie, byt net so 'n bietjie vas, ons maak vir jou vas. Amen. Kyk my vrou nou vir my, want is weer werk. Halleluja. So dis na afloop van die diens. Dan Sondagoggend 9:00 is pastoor Adrian de Beer al die pad van Heidelberg, van die PPK kerk, daar gaan ons kom bedien, so kom ons nooi mense. Dis mense wat verjaar vanoggend, en Reino steek op jou hand, en my broer Leon steek op jou hand. Hier's nog ander vanmôre. Hulle gaan Sondag aan hulle daai. Nee, gaan nie nou vir hulle gaan Sondag in die kerk. Alles hulle die Sondag hier. Hulle nie nou hulle chocolate gee nie. Al ons besoekers en elkeen wat hier is vanmôre baie welkom. Jy is op die regte plek. Ek weet nie wat in jou hart aan die gang is nie. Ek weet nie wat op hierdie stadium in jou gemoed aan die gang is nie. Maar ek weet net ons verlossing lewe. Ek wil vra, al die sonnaarskoolkinders of kinders, wil julle nie net gou vorentoe kom? 12 jaar en onder, kom net gou vorentoe. As jy voel jy's 12 jaar, maar jy's 14, kom op vorentoe. En as jy voel jy's 15, kom ook vorentoe. Jy het gedog, ek gaan jou skiep, kom af. Al die kindertjies, kom gou vorentoe. Ons het iets spesiaals vir julle. En as jy ook voel soos 'n kind, dan kom jy ook vorentoe. Ek wil al hierdie ou goedjies afhandel voordat ons gaan begin met die huis van die Here. En daar vir Betty is die vrou so mooi, Betty. Jy sal net 'n keer prys die Here, man. Die verjaarsdagmaatjies kry ook 'n koekie. Maar kom ons gee vir ons sonnaarskoolkinders. Weet hulle kon by maatjies gaan kyk net, maar hulle is in die huis van die Here. Ons gaan nou die diens open en dan gaan ons koortjies sing, en jy kan nie dienes en offergawes bring. Daar agter is ook 'n maatjie vir die wat agter sit, wat nie vorentoe kan kom nie, dis makliker. So dan kan jy daar agter ingooi. Maar ek wil kom ons staan op die voete. Dan gaan ons saam bid. Ons bid ook vanmôre saam met Suster Brigitte met die afsterwe van Klaus vanoggend aan Boetie. En ons bid dat die Here hulle sal bystaan en hulle as familie sal oplig en hulle vrede gee. Vader, U is so kosbaar. Dankie dat U seun vir ons gegee het. Dankie dat ons vanmôre die dood van Jesus Christus kan herdenk. Maar Here, dit is nie vir ons 'n verlatenheid nie, dit is vir ons 'n vooruitsig
om te weet, U het alreeds alles op U geneem. En ek weet, hier staan manne en vroue, elkeen wat 'n afwagting het, wat die Here moet doen vir hulle lewens, finansiëel, miskien 'n gebrokenheid, miskien iets wat nie lekker is. En vra Heilige Gees, mag U in elke hart vermoere so kom instaan en oorvloed bring. Bid ook vir Brigitte, Here, dat U met hulle sal wees en sal bystaan. Maar Vader God, ons gee die diens in die hande oor en sien die offergawe, sien elkeen wat sal saai, sodat hulle oorvloedig mag baai. Bid al die dinge onverdiend in die hand van die Here, en ons sê dankie, Heilige Gees, dat ons die naam kan groot maak. Amen en amen. Pastoor en ek kan doen nie, ons kan nie tel nie. Dis altyd nog een keer. Maar is goed, as mens kan lekker sing in die naam van die Here groot maak, dan doen ons dit. Dit is so 'n wonderlike dag, vanmôre toe ek wakker word en ek dink, dit is die dag. Dit is 'n goeie Vrydag. Maar iemand stuur vir my iets vanmôre en ek sê vir Marlies, hierdie persoon wat dit vir my gestuur het, ek wonder of hy werklik weet wat beteken goeie Vrydag en die refleksie wat daarop is. Maar wat ek weet is vanmôre, daar was genade gewees vir jou en vir my. En ons het daai lied sing, mercy was great and grace was free. Halleluja, ons gaan nog eers luister, dan gaan ons lekker saam sing. Oh,
will serve thee, because I love thee. You have given life to me. Oh, I was happy before you found me. You have given life to me. Oh, I
koning, U is ons Heer, U is die koning van ons hart vanmôre en ons dank U daarvoor. Halleluja. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Dankie vir vrymaking, dankie vir genade, dankie vir U liefde. Here, U het U lewende bloed gegee, sodat ons kon vrymaak. U het gekom vir 'n verlore gaande wêreld, Here. En ons sê dankie vir die genade van Christus Jesus. Ons wil U eer, ons wil U loof, ons wil U aanbid. En ek eer U vanmôre in Jesus naam. Amen. Kom ons in die sitplek. Ek gaan vra dat Megan vorentoe kom, sy gaan vir ons sing. Is jy reg? Ons moet daar sy klaar haar naam vergeet. Maar hey. My heart rests on His love.
The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ the Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, From his head the thorny crown, and wrapped him in a linen gown, and laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hand, his feet inside, now in our hearts we know he died, the same as from us also. Days went by, again they came to move the stones to bless this name with wine and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, but Jesus Christ has risen. Hallelujah, 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 hallelujah. Kan ons maar nog gaan. Ek wil vra dat wij dan so sit. Gaan ons nog een koortjie sing, voor in die woordbedie, dat ons hier in die kerk sing baie. Maar wat is Jesus vir jou verhoor? Wat beteken hy vir jou? Is hy die liefling van jou siel? Is hy die koning van jou lewe? Ja, jy mag vanoggend sit met 'n warboel dinge in jou lewe. Jy mag vanmôre baie dinge meer moet deel in jou lewe. Maar sy liefde bly getrou. Miskien moet jy verhoor en sê, Here, ek was niks en ek is niks sonder U. Maar vir 'n oomblik, vir 'n wyle, wil ek met jou aandag toeswits oor wat Jesus vir jou beteken. Kom ons sing saam. En hy is die liefde van my siel. Sy naam is liefde, sy naam is liefde. En hy is die liefde van my siel. Hy is die liefde van
dankie vir die voorreg wat ek het om vanmôre hierdie woord te kom bring. Ek bid dat U dit sal seën. Ek bid dat dit nie ledig terugkeer. Ek bid dat U elke hart nou sal oopmaak en ontvanklik maak vir dit wat God wil doen. Here, baie keer sit ons 'n front en 'n skans op, sodat mense nie kan sien hoe dit werklik in ons harte is nie. Maar Here, U genade is vir ons genoeg. U heerlikheid is vir ons genoeg. En ek bid dat U vanmôre elkeen sal seën in die kosbare naam van Jesus. En ek eer die naam daarvoor. Amen en amen. Ek wil graag vanmôre woord bedien aan U. Terwyl ons gister ry, my vrou hou van kosmos, die hou van kosmos blommetjies. Nou daar's nie geleentheid wat verbygaan dat my vrou nie stop vir 'n foto. Nou ons moet 7:30 al in Potchefstroom wees. My dogter se gradeplegtigheid. En ons het gery, ons het 'n besige stukkie verkeer gekry hier by die verkeerslig van die lewe. Ek mag nie dit 'n ander naam gee nie. En toe ons nou daar verby Pastoor Jacques, hulle gaan seker so 2, 3, 4 kilometer verby. My vrou is met 'n gejuig hier voor my, sy ry lekker. Ek glo as daar 'n spietkop was, sou hy eerder vir my 'n boete gegee het as vir haar. En sy trek af van die pad af, nou net verby 3 karre gery net om af te trek, om 'n foto te neem. En my dogter is baie paniekerig en sê, mamma, ons gaan laat kom. En sy sê, wel, dan maak ons dit op met 'n bietjie stoel. Maar in die foto, in die mooiheid van die blomme, dit is 'n baie mooi blommetjie. Dis wel 'n onkruid, maar dis die mooiste onkruid wat ek nog gesien het. En dadelik kom die betekenis vir my op met hierdie veldblom, dat hy vir 'n wyle is hy mooi, maar seisoen gaan verby dat hy nie weer gaan blom nie. En ek dink dadelik aan Jesus Christus. Vir my is hy die soetroos van Salom. Vir my is hy die blink en môre ster. Vir my is hy die koning van alle konings. En sy seisoen gaan nooit verby nie, want hy's elke dag dieselfde. Die lewe wat hy vir jou kom gee is elke dag nuut en is elke dag dieselfde. Hy kom kies nie om net sekere mense op sekere dae te seën nie. Hy is vandag en môre en oormôre is hy dieselfde, met dieselfde krag, met dieselfde heerlikheid, met dieselfde majesteit, en jy kan vanmôre rus in hom vind. Vir baie mense is hy net sommermaak. Vir baie mense is hy maar net die een wat moet luister as daar gepraat word en gevra word. Jy kan vir jouself af vanmôre met hierdie boodskap. Vir baie mense is hy net die spaarwiel in tyd van nood. Maar vir my is hy Jesus wat altyd die enigste een is van lewe. En vanmôre praat ek met jou hart, met jou binneste. Want dit het net 1 druppel bloed gekos om jou vry te maak. Dit het net 1 druppel bloed. Sê vir die ou langs jou 1 druppel bloed. As ek vandag 'n naald sal vat, weet jy hoe die naald bevlees die bloed? Weet jy naald die?
Weet jy so mense wat as hulle hande opsteek, gaan hulle ook maak vir naaldwerk na die tyd, maar as ek nou 'n naald sal vat, is hier kan hom wegsteek. En ek prik nou jou vinger, gaan dit lekker wees? Jy gaan sê eina. Maar daardie druppeltjie bloed maak dit, en net 'n prikkeltjie maak dit jy seer kry. En luister vanmôre mooi vir my, net daai prikkeltjie wat daai bloed uitgekom het, is genoeg deur Jesus Christus om vir jou die ewige lewe en die vryheid en die oorwinning te gee. Dit kos nie 'n hele glas bloed nie, net 1 druppel bloed is genoeg om my siel te red. Net 1. Net 1. Hebreërs 9 vers 22. En sê byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas. As ek na die woord kyk, dan sien ek dat Jesus het gekom vir 'n verlore gaande wêreld. En sonder dat hy nie gekruisig is, het u en ek geen oorwinning in die lewe wat voor lê. Sonder bloedvergieting, sê vir jou lank so, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis. Dit kos nie 'n beklei om te vergewe. Ek en pastoor Jacques moenie mekaar slaan om vergifnis te kry. Ons moet vergifnis kan spreek, sonder dat 'n ou kwaad is vir die ander ou. Want as jy kwaad bly nog steeds vir die ander ou, is dit nie vergifnis. En hier kom die woord van die Here en hy sê, bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Beteken, die Here het die stryd op hom gevat, volgens Jesaja 53 vers 5, kan dit my opsit. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hoeveel oortredinge het jy vermoor? Jy kan dit ook miskien op jou vingers stel, miskien glad nie vermoor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Beteken hy is geslaan, hy is stikkend gemaak. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, beteken iemand het die prys kom betaal. Iemand het ons kom vrymaak. Iemand het die skuld op hom gevat. Maar hy sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, beteken ek kry vermoed die geleentheid deur die bloed van Jesus om skoon te wees, vry te wees, verlos te wees. Amen, jy kan al insê. Pas op hom, op Jesus, en deur sy wonde, Jesus se wonde, het daar vir ons genesing gekom. Die wêreld maak oorlog net waar hulle gaan. Dit kan jy net in die saam sit en jy sien daar's oorlog. Jy sien daar's hongersnood, jy sien daar is soveel tekorte in die wêreld en mense staan teen mense op. Maar hier kom iemand en sy naam is Jesus, wat sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed, want my bloed was genoeg om jou 'n ewige lewe te kan gee. Die wêreld meet waarde in goud en diamante
en wat hulle ry en waar hulle bly. Maar die hemel meet waarde in iets wat nie gekoop kan word nie, en dit is die bloed van Jesus. Judas Iskariot verraai Jesus vir 30 stukke silwer. En in ons taal vandag, dis tussen 6 en 8 rand. Hy kom en hy verraai die koning van alle konings, die een met wie hy gesien het wat die dooies opwek en die krepes laat loop en die blindes laat sien, maar jy sien die wêreld kom en hy kom maak sy oë toe vir die oorwinnende krag van God. Maar dankie vir die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het. Sê vir die ou langs jou, dankie vir die bloed van Jesus. Vandag wil ek jou wys hoe 1 druppel bloed genoeg is om die sondaar te red. Genoeg is om die gebroke van hart te genees. Genoeg is om die verlore mense te herstel. Is genoeg. Om jou, hoeveel petrol vat jou kar? Nee, net nie vir my sê tot hy vol is. Hoeveel liter petrol vat hy? 45 liter. Om dit is hoeveel liter petrol vat oomse kar? 55, nie, ons raak beter, 45, 55. Hoeveel liter petrol? 55. Jy ry 'n groter kar, hoeveel petrol? 55. Bied groter as 55. 70. Daai kar kan nie sonder dit ry wat hy kan hanteer. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jou tank mag leeg wees geestelik. Jy mag gebreek wees in alle kante toe. Dinge mag miskien verkeerd wees in jou lewe. Jy het nie vanmôre 'n groot tank nodig om jou deur te dra nie. Jy het die bloed van Jesus nodig, wat genoeg is om jou oorwinning, saligheid en vrede te bring. Dis genoeg. Al te sê, dankie dat jy met die vrou of petrol van daar die bus nie. 85 liter. Dankie Here dat ek nie dit hoef in te gooi. Is dit diesel? Ja. Onsigbaar. Is amper 2.500 rand wat hy vat. Maar 1 druppel bloed, net 1 liter, is genoeg. Gaan nie die diens uitrek verhoor. Daar is krag in 1 druppel bloed. Sê net vir 'n ou langs jou, daar is krag in 1 druppel bloed. As ons kyk na die Ou Testament, moes priesters diere offer. Jy kon in die Ou Testament nie net na die Here toe gaan nie, jy moes deur die priester werk om by die Here uit te kom. Want 1 keer 'n jaar word daar 'n dier geslag en geoffer vir jou oortredinge en my oortredinge, en dan moontlik as dit aanvaar word, dan word jou vergewe. En dit is hoe dit in die ou tyd gewerk het. Daardie bloed kon net bedek, maar kon nooit volkome reinig. Daardie bloed het was genoegsaam vir net 'n jaar. Maar dit kon nie jou sonde bedek nie.
Jesus Christus, die Seun van God, reinig van alle sonde. En dit hou nie net vir jaar nie, dit is vir ewig. Want sy bloed is gekoppel aan liefde. 1 Korintiërs 13, die liefde glo alles, hoop alles, bedek alles. As ek nou weer by die studie seer maak, gaan sy môre nog steeds onthou dat ek haar seer gemaak het. En oormoed. En die dag na oor. As daar nie vergifnis was. Want deur die bloed van Jesus, as daar 'n beskerming kom en 'n reiniging kom, dan bedek hy alles. Dan maak hy toe. Dan sê hy wel, dit wat jy gister gedoen het, is verby. Dit wat jy ervaar het 'n jaar terug, is verby, want my bloed is genoeg om te reinig, skoon te maak, oop te maak en vergifnis te bring. Kan jy amen sê? Amen. Maar toe Jesus kom as lam van God, is sy bloed nie net bedek nie, dit het ons volkome gewas. Sê gou vir jou langs jou volkome. Daar's niks wat Jesus nie kan doen. Ek dink aan die oggend toe hy die pad van die Via Dolorosa stap op pad na Golgotha. Daar het net bloed gevloei op Golgotha. Soos wat hy sy kruis gedra het, het daar bloedspatsels op daardie grond gelê tot en met op Golgotha. Hy was stikkend, mense. Ek wil jou nie vanmôre opmaak en te sê dit is hoe hy gelyk het nie, maar dit het hy deurgegaan sodat hierdie wêreld nie verlore mag gaan nie, maar gered kan word. Wat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan. Elkeen. Hy is nie net 'n oplossing. Hy is die oplossing. Een druppel van sy bloed het meer krag gehad as al die offers van die ou verbond. Dink net daaraan, hoeveel lammetjies geslag was, en hoeveel offers gebring was in die Ou Testament. En dit was nie genoeg om die wêreld se sonde te verwyder nie. Maar net een druppel bloed uit die hemel, naamlik Jesus, was genoeg om die sonde op hom te neem. Genoeg. He's more than enough. Nie stil daar. Een druppel bloed bring vergifnis. Ons almal dra 'n sondeskuld saam met ons. As ek nou vir jou mag vra, wat het jy gedoen jare terug, dan gaan jy moontlik vir my sê, ek het dit en dit en dit en dit gedoen. Jy loop met 'n skuldgevoel al vir jare in jou binneste rond oor wat jy aangevang het. Maar ek dank God vir die bloed van Jesus, wat alles weg was. En Jesus sal jou sonde weg was, jou sonde weg was, jou sonde weg was. Jesus sal jou sonde weg was, as jy net kom kniel by die kruis. Jy het genade vermoor. Al wat jy moet doen is gee jou hart vir die Here. Jy hoef nie vanmôre 'n groot bravade te op te sit en groot dinge te sê met hierdie mond nie. Al wat jy doen is, Here, hier is ek. Kom raak my aan.
Ek wil vanmôre vir jou sê dat die bloed van Jesus roep harder as 'n sondeskuld. Hy roep harder. Een druppel bloed roep vergifnis. Sê vir hardop vergifnis. Beteken jy hoef nie jou verlede saam met jou te dra. Amen. Ek sê weer, elkeen van ons het 'n storie. Elkeen van ons het iets wat ons kan oorvertel. Maar ek dank God vir die bloed van Jesus. Hy het my verlede uitgewis. Amen. Ek hoef dit nie saam te dra. Ek hoef nie die label saam te dra wat mense op my kom sit. Miskien vroeër jare is daar iets met jou lewe gespreek. Jy hoef dit nie saam te dra. Dit beteken die bloed van Jesus het alles uitgewis. Een druppel bloed bring genesing. Ons het gelees in Jesaja 53 vers 5, wat hy sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Een druppel bloed kan die siek liggaam aanraak. Is soveel getuienisse al verhoor wat ons al gehoor het wat die Here kom doen het in mense se lewens. Herstel gebroke harte. Die wat hier sit vanmôre, wie is al gebreek in sy lewe? Wie het al stikkend gekry? Miskien sit jy hier, kan iets nie verwerk vanmôre. Weet jy vir wie is die woord? Maar God kom vanmôre deur die bloed van Jesus en hy wil jou gebroke hart aanraak. Hy wil jou trane wil hy uitvee. Want hy sê die woord dat hy sal persoonlik jou trane opdroog. Miskien maak die lewe nie meer sin vir jou waar jy sit vanoggend. Dit kyk oor Facebook. Maar sy bloed is genoeg verhoor dat jy die grootste oorwinning in jou lewe kan hê. Jy hoef nie 'n tel te wees by mense verhoor nie. Amen. Jy kan net na die Here toe kom. Die bloed van Jesus is vir hier en is vir nou. Dis nie vir eendag. Daar sou 'n liedjie wat ons sing, ons gaan hom net nou sing, Pastor Ja. I am covered by His blood. Walking by faith, living in love. Dan die Martie, ek nie geweet iets so mooi is. Sê vir die ou langs so, I'm covered. Ek is verseël. Ek is toegemaak. Halleluja, ek van my haars. Een druppel bloed bring oorwinning. Openbaring 12 vers 11 sê, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Jy sal oorwin, sê vir jou langs jou, jy sal oorwin deur die bloed van die lam. Jy sal okay wees, sê vir jou langs jou, jy gaan okay wees. Maar dis wat Jesus sê, halleluja. Die duiwel vrees die bloed. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan nie die bloed aanwend as jy nie self die bloed in jou lewe ervaar het, dat jy vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus. Amen. Die bloed het 'n uitwerking vir die kind van die Here. Amen. Want sy bloed maak slawe vry. Sy bloed breek sondaars
se kettinge. Amen. Sy bloed hou nie mense vas in gevangenis nie. Sy bloed maak vry. Sy bloed hou nie mense vas in hulle tronke waarin hulle geplaas is in hulle lewens nie. Sy bloed maak vry. En jy kan vermoed dit ervaar. Die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Alle sonde. Daar sou 'n sondagsskoolkoortjie wat sê, my God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. En daar gaan ek stop. Een druppel bloed is genoeg om die vyand te verslaan. Is genoeg om mense vry te maak van verslawings, vrees en veroordeling. Miskien voel jy vanmôre veroordeel. Jy het jouself miskien verhoor in die spieël gekyk en gesê, nee man. Jy is so hard op jouself dat jy dink, ag, kan daar iets goeds vir my wees? Kan daar lewe vir my wees? Miskien het jy so gevoel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar kan lewe wees. Daar is lewe. Daar is vrede. Daar is oorwinning. Een druppel bloed is genoeg vir jou. Jy mag dink, my sondes is te groot, my verlede is te donker, maar ek sê vandag, een druppel bloed is genoeg vir jou. Daar's baie mense wat sê, jy mag nie die bloed van Jesus pleit oor mense nie, jy kan. Jy kan die bloed van Jesus gebruik, want dit is tot jou beskikking. Amen. Daar's 'n ou koortjie wat sê, alles nie. Ken jy? Dis nou nie. Die bloed van Jesus reinig en maak alles nie. Hy gaan so, alles nie. Die bloed van Jesus reinig en maak alles nie. Jy sal my ken nie, want hulle sing op in die klere. Amen. Jy hoef nie immer vol te hê vanoggend nie. Net een druppel is genoeg. Net sluit af. Die wêreld soek oplossings van geld, mag en kennis. Die wêreld soek nie dat jy moet praat van Jesus. Die wêreld soek nie dat jy die naam van Jesus moet proklameer en praat van sy heerlikheid en krag en genade. Die wêreld soek dit nie. So ek sê die wêreld praat ek van die sondaar. Want die sondaar wil nie oortuig word nie. Die sondaar wil nie preek nie. Die sondaar wil nie bes gee nie. Maar ek het 'n naam vermoede, bo alle name, wat vrymaking, verlossing, heerlikheid en krag bring vir 'n verlore gaande wêreld. Sy naam is Jesus. Wil jy nie hardop sê, Jesus? Kom sê dit weer 'n keer, Jesus. Kom ons sê dit weer 'n keer, Jesus. Nog 'n keer, Jesus. Dit is hy wat die wêreld van hulle sonde gaan verlos. Amen. Net Jesus. Daar's nie 'n storieboek wat Jesus kan verduidelik soos wat hy dit self doen, want hy is die woord. Nie die Koran kan praat van God se goedheid nie, want hulle glo nie aan Jesus Christus. Maar pastoor, jy praat teen kerke, nee, ek praat nie teen 'n kerk nie, ek praat teen dinge wat die naam van Jesus is skade wil berokken.
Want die Bybel sê, as daar 'n mens is wat die naam van Jesus nie bely nie, is hy 'n sondaar. En terwille van vrede sal ek nog steeds die naam van Jesus verdedig waar ek mag kom. As ek tussen 'n moslim, sal hy weet ek is 'n kind van die Here. As ek tussen 'n anti-Christ, sal hy weet ek is 'n kind van God. As ek tussen 'n Hare Krishna, sal hy weet ek is 'n kind van die Here, want die bloed van Jesus het my bedek en ek is skoon gemaak, rein gemaak, vry gemaak deur Jesus Christus. As jy glo in Jesus, hou op om die wêreld sy sin te gee. Ek maak klaar. Vandag staan die uitnodiging. Laat die druppel bloed jou hart aanraak. Sit jou hand op jou hart. Sê, Here, raak my aan. Ek dink nie aan die ou langsmyn, die Here. Ek wil jy moet dit vanmôre sê. Ek dink nie aan die ou langsmyn. Ek dink aan my vermoere, Here. Want ek het U nodig. Ek het U nodig. Halleluja. Ek het U nodig. Here, ek kan ag gee op ander mense. Maar dit gaan nie vir my die vrymaking bring. En soetheid bring. Here, ek het U bloed nodig vanmôre. Jy sal nooit weer dieselfde wees. Boodskap wat ek by jou wil los vanmôre. Een druppel bloed van Jesus is genoeg om te red, te vergewe, te genees, dat jy oorwinning kan hê. Kom ons staan met die voete. En as jy voel vanmôre, Here, daar is baie dinge waar ek aan moet ag gee, maar die belangrikste vanmôre, Here, moet ek die bloed van U toelaat om oor my te vloei. Terwyl jy daar jou oë toemaak, steek jou hand op en ons gaan praat met die Here. Vader, hier staan alleen vroue, kinders, miskien het hulle op 'n plek gekom, Here, wat hulle ook allerhande dinge oorgee en sê, ek kan nie meer nie. My God, maar U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. Dankie dat U bloed vir ons genoeg is. Dankie dat U bloed vir ons vrymaking bring en verlossing. Want Here, ons word verbaas deur die bloed. Want die bloed het nog nooit sy krag verloor. Halleluja. Dit raak elkeen aan deur die naam van Jesus Christus. Amen en amen. For it reaches to the highest mountain. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will
vir u bloed. Dankie vir die krag wat in Jesus bloed is. Dankie vir die vrymaking, genesing. Dankie vir die woord wat ons vanmôre kon aangehoor het. En ek weet, Here, dat hierdie woord vasgeplant is in elke man en vrou en kind se hart. Ek bid dat ons hierdie woord altyd met ons sal hou en sal weet. Jesus Christus is ons Heer en ons Koning, en hy sal ons lei. En elke plek waar ons lei is daar waarheid, en daar waar waarheid is, daar is vrede en daar is vrymaking. En ons dankie daarvoor. Ek bid, Here, dat u elkeen wat hier is, vanmôre styf sal vashou, en dat elkeen in die lig sal volg. Die heerlike lig van God, en ons dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Dan buite nie saam, kry vir beboorte.